Baie welkom by Melk in jou teetyd. En verlede keer het ons gesels met Zanti Swanepoel oor haar fenominale getuienisse en alles wat sy al bereik het in haar lewe. En ja, dit was nie net maklik nie, dit was harde werk. En wat vir my uitgestaan het is dat dit gaan oor die Here se storie, nie oor ons nie. Dis net hoe hy ons gebruik. Want jy het laas keer vertel dat jy op 16 vir die Here gesê het, maak met my. Dit is 'n gevaarlike gebed daar. Gevaarlike een. Dit is baie gevaarlik. Maar so ek neem aan iewers moes jy daar begin, het jy die Here geken. Weet jy wat, ek was regtig bevoorreg om in 'n huis groot te word waar my ma die Here geken het en die Here ken. Maar ek het op die plaas groot geword. So ek het so 40 kilos van my skool afgebly. Okay. En as 'n plaasmeisie het ek na die kerk toe gegaan in 'n plaasgemeenskap. Maar ek kon net nooit verstaan hoekom dit so ernstig is nie. Dit is my die mooiste boodskap en wat Jesus vir ons gedoen het en dan sit so 'n program wat afspeel. En dan praat ons en dan sing ons en dan staan ons en dan sit ons, maar niemand is joyful nie. So ek het geweet van die Here en ek het my katekese gedoen, ek is aangeneem, ek is deur die hele drill, maar ek het nie 'n verhouding met die Here gehad nie. Ja. Dit was regtig dit was baie mooi, want ek glo die Here het dit in my lewe toegelaat, want daar het ek ook 'n klomp lesse geleer. Maar so ek het nog altyd die Here geken, maar ek dink op 16 en ek onthou tot die datum het hulle kom praat by die kerk een aand by so 'n jeugbediening. En Rodney Seal, ek sê nou nog vir hom, ek is in sy downline. En nee, maar as ek in sy as gevolg van hom. Ja. En weet jy, hy het dit so mooi vir ons as jong kinders kom verduidelik. En vir die eerste keer het ek besef, maar Jesus is nie ver nie. God en Heilige Gees is nie ver nie. Hulle is by my, hulle is in my. Ja. Dis wie ek is. En ek dink toe ek dit besef, so ek het altyd die Here geken, maar in 'n godsdienstige agtergrond. Maar die dag toe ek dit verstaan dat hy het vir my gesterf en hy leef deur my. Daai dag het ek gesê, maar Here, maak met my soos U wil. Sure. En dit is 'n gevaarlike gebed, maar daar is nie vir my, jy weet, wat vat jy saam met jou hemel toe? Niks nie. Maar, en vir my is dit ook nie om iets vir mense te los, as ek nie meer hier is nie. Dit gaan oor om iets in mense te los, as ek nie meer hier is nie. Sure. 'n stukkie deponeer in iemand anders. Ja, En, dis baie waar. en dis vir my kosbaar. So ja, ek moet vir jou sê, ek ken die Here my lewe lank en ek is so dankbaar daarvoor. En jou naam, jy sê iets van 'n vark oor Zanti, vark oor My genade, laat ek verduidelik jou daai- daai storie vertel. So, my ouers was 14 jaar getroud, toe kon hulle nog nie 'n baba hê nie. Sure. En my ma het 'n paar miskrame gehad voor my. En in hulle 14de huweliksjaar is ek gebore. Sure. Eers enigste baba wat oorleef het. My ma het miskrame na my ook weer gehad. Wow. Maar my ma sê, nou moet jy weet, as jy 14 jaar getroud is, dan het jy mos nou lekker tyd om te sê, as dit 'n dogtertjie is dit haar name, en as dit 'n seun is dit sy name. So my ma het dit mooi uitgedink, maar my ma sê toe ek gebore is en sy hou my in haar arms, toe kom die naam Zanti in haar gees op. Sure. En sy kon my nooit iets anders noem nie. So my naam in my ID-boek is nie Zanti nie, maar ek is Zanti van kleins af. Wow. En dis so interessant, want toe ek nou in my 20's is, eintlik nader aan my 30's, ja, dalk in my vroeë 30's, toe gaan doen ek 'n kursus by wat hulle noem Skepingsdoel. Ag, dit is een van die amazingste kursusse wat ek ooit gedoen het. En dan leer hulle jou om regtig die Here se stem te hoor. En vir jou luisteraar wat nog nie die Here se stem hoor nie, dit is 'n gebed ver. Maar daar staan in die woord van die Here dat hy het 'n prentjie van my en van jou in sy hand gegraveer. Sure. En as jy na die Hebreëus van daai woord kyk, dan sê dit soos getatoeëer. So jy het 'n prentjie in sy hand, ek het 'n prentjie in sy hand en ek's 'n prentjie mens. En 'n picture paints 1,000 words. Maar ek loop so pad met die Here dat ek hom vat op sy woord. So ek gaan sit oor die Here se voete vir 2 weke en ek sê vir die Here, maar U sê dat as ons vra sal U die geheimenisse vir ons oopmaak.
daar's niks wat ek kan vra wat die Here nie vir my wil sê en gee nie. Hy sê as ek hom vir brood vra, kom gaan hy my klip gee. Ja. En ek gaan sit 2 weke by die Here se voete en die Here wys vir my 'n varkoor. En toe ek hierdie varkoor prentjie kry, na 2 weke eers, nê? Toe weet ek dat ek weet ek is 'n varkoor en ek gaan doen 'n bietjie navorsing oor 'n varkoor en 'n varkoor is 'n bolplant wat jy onder die grond plant en hy vat 'n rukkie om te blom en ek was my hele lewe lank 'n luitbloemer. Almal het lank al geblom en dan Zantie nog hier op die agtergrond onder die grond iewers somewhere. Maar éventueel blom ek en weet jy wat, die feit dat ek geweet het ek's 'n varkoor het my roeping vir my gebring. Sure. Ek het vir die Here gesê, as ek 'n varkoor is, wat's my roeping? En toe gaan lees ek op en die Here vat my na, ek weet wat ek vandag is en ek weet wat ek op aarde doen. My werk is om vrouens te laat flourish. Wow, as ek in jou geselskap is en jy verander nie deur beter te voel, geïnspireerd te voel, die Here se liefde te voel nie, is ek nie besig om my werk te doen nie. Sure. Maar as blomme sukkel om te groei, die Here vat my na 'n tuin toe en as blomme sukkel om te groei, tot vandag toe plant jy net 'n varkoor tussen hulle. Plant 'n varkoor en al die ander blomme gaan begin groei en flourish. En dis my werk. So my lewe gaan nie oor my nie. My lewe gaan oor vrouens om my en om mense te laat flourish deur Jesus in my. Maar wat my weggeblaas het is 2 jaar na dit. Kyk, en die Here het my klomp goed oor 'n varkoor kom vertel. My kinderlewe was baie moeilik in die sin ek moes met baie dood deel. Ek dink ek moes met meer dood in my kinderjare lewe deel as wat baie mense hulle hele lewe lank doen. So ek het baie trauma gehad as kind. En 'n varkoor is ook 'n plant wat hy het sulke gate deur hom as hy haal kom. Maar hy's nie plat nie. En ek het besef dis wie ek is. My lewe het baie interessante draaie gemaak en ek moes deur baie trauma werk. Maar ek het gate deur my gehad, maar ek het bly staan. En ek weet ek sal altyd bly staan. Maar 2 jaar na dit getuig ek by 'n X3 kamp. En ek sê vir die mense, jy weet, God is not a respecter of persons. As hy dit vir my kan wys, kan hy dit vir jou wys. Ja. Dis net gaan ek en jy bereid wees om so lank by sy voete te sit tot hy vir ons sê. En ek sê maar gaan hoor by die Here want hy het 'n prentjie van jou ook en as dit vir my so openbarend kan wees, hoeveel meer kan dit vir jou openbarend wees? En 'n ou oom staan op hierdie X3 kamp. Seker so 76 op die tyd en hy sê vir my kind. Ek is 'n wetenskaplike, ek's eintlik 'n plantkundige by tikkies gewees al my jare. Hy sê vir my, maar weet jy wat is die wetenskaplike of die plantkundige naam vir 'n varkoor? Ek sê, oom, ek het nie 'n klou nie. En hy wys my, 'n Xanthidesha. Dis so amazing. Toe huil ek omtrent vir 2 weke. Wow. Ek het nie woorde gehad vir God se detail in ons lewens nie. Yes, dis amazing. En as hy met soveel detail in my en jou lewe werk, kan jy dink wat se verhouding wil hy met ons hê? Ja. Kan jy dink En jou ma het nie geweet nie, sy het glad nie. Sy het net daai hoor. Sy het net geweet die naam het in haar gees opgekom en sy het dit vir my gegee. En 30 jaar later wys die Here vir my 'n varkoor. En dit maak soveel sin en 2-3 jaar daarna bring die Here prentjie bymekaar. Ja. En ons doen Okay, dankie, ons kan maar huis toe gaan. Ons is nou klaar. Oh, absoluut. Wow, dit is so en dan so dit is net so mooi. Sorry julle, maar Here dit is amazing. Okay, maar om terug te kom. Ja, jy het nou nog 'n ervaring gehad. Jou man het op 'n baie vroeë ouderdom 'n beroerte gehad. Ja, ek het hom in 'n rolstoel getrou. Sjoe. So ek sê mos vir jou, my lewe was nie gemaklik nie. Wow. Ek moes deur 'n klomp dinge maar weet jy wat se wonderlike daarvan? Dat my lewe getuig van dat jy heel kan bly in die proses. En dat as die Here met jou is, maak dit nie saak wat jy deurgaan nie. Dit is baie erg. Ek bedoel, toe my man op 36 'n beroerte kry en hy's vir 5 jaar in 'n rolstoel. Sure. Jy weet, my lewe het gegaan van ons sou Oktober trou en ons sou die Junie see toe gegaan het. My hartsplek om verloof te raak en my lewe het in 'n japtrap verander waar ons verloof geraak het in Wilgers saal A in die hospitaal. En ek Lourens getrou het terwyl ek hom in 'n rolstoel gehad het.
En nie teenstaande van hulle wat gesê het, hy sal nooit weer kan loop nie, hy sal nooit weer niks kan nie, en dit wat jy nie in 6 maande terugkry nie, kry jy nooit terug nie. Ja. Het Loudens na 5 jaar sy groottoon begin beweeg. Hy was heeltemal regs verlam. Ek moes hom eintlik vasmaak in 'n rolstoel, sodat hy nie uitval nie. En ek het vir die eerste keer die lewe van, ek noem dit nie disabled nie, ek noem dit differently abled, mense leer ken. So. En ek het soveel respek vir mense wat daarin is en ook mense wat hulle ondersteun en saam met hulle die pad stap. Maar na 5 jaar het sy groottoon begin beweeg. En weet jy, dit was my so mooi, want Loudens is die tipe ou wat, hy het nooit gedrink nie, hy het nooit gerook nie, hy was super fiks, hy het die Eysterman gedoen, hy was die laaste kandidaat, wat jy nou sou dink 'n beroerte kry. Ja. Maar as hy vinnig reg gekom het, sou almal gedink dit is hy, want hy het so 'n dinamiese persoonlikheid. Ek hoor wat jy Maar sê. toe daar niks na 'n jaar gebeur nie, en niks na 2 jaar nie, en niks na 3 jaar nie, en niks na 4 jaar nie, en niks na 5 jaar nie. Toe dit in die volgende week sy toon begin beweeg, toe kan almal net sê, dis 'n wonderwerk. En nou ry hy fiets elke dag van sy lewe, hy het vir die Paralimpiese span in Griekeland gekwalifiseer in fietsry. Maar wat het die beroerte veroorsaak? Weet jy wat, hulle sê 'n stroke of bad luck. Ai. Okay. Okay. Ja, nee, ek gee Ja. rarig. Want ek bedoel hy het geen risikofaktore gehad. Sjoe. En dit het net gebeur. En blank was die vraag. Ek dink mens kan vir die Here enigiets vra. Maar ons het net op 'n punt gekom dat mens soms vra, maar hoekom gebeur dit met jou? Weet, hoekom gebeur hierdie goed met jou? En ek dink die teendeel vraag is, hoekom het dit nie met jou gebeur nie? En as jy die Here vertrou deur dit alles, dan groei hy vir jou en hy wys vir jou die gedeeltes van sy hart en wie hy is, waar jy nooit sou ingekom het as jy nie deur swaar gegaan het nie. En dan het jy vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dan is jy okay of dit nou met jou goed gaan of dit met jou sleg gaan, is irrelevant eintlik. Jy het vrede bo dit alles en jy leef bo jou omstandighede. In COVID het daar 'n interessante ding gebeur, Walking Faith. Wat is dit? Waaroor gaan dit? Want dit 2020, nee. Ja, was 'n interessante jaar. Was 'n lekker jaar. Ja, dit was 'n lekker jaar. Maar in 2020 het ek een oggend opgestaan in Februarie en die Here het vir my gesê begin stap. Nou jy weet, ek was nog nooit 'n atleet nie. Ek het vir die derde span korfbal gespeel, die Koek en Tee span. Ek het aan alles deelgeneem in die lewe, maar ek het nooit was eerste span of het alles gewen nie. Dit was glad nie ek nie. Ek is die greatste supporter in die lewe. Ek kan cheer, ek was dirigent, ek het sulke goed gedoen. So toe die Here vir my een oggend wakker maak en vir my sê jy moet begin stap, toe sê ek soos die Here, het jy die regte ou hier weet? Het jy die regte ou hier weet? Maar weer eens, dis daai ding van ek weet dat ek dit nie kan doen nie, so I might as well just do it. En toe het ek begin stap. En ek het begin met 1 kilo stap 'n dag en toe het ek begin met 2 kilo stap 'n dag en ek het dit opgewerk dat ek 3 kilo stap 'n dag, 5 kilos en toe het ek vir so 'n maand 10 kilos 'n dag gestap. Sure. En in September, ek doen baie werk saam met Freedom Challenge Africa wat in jy weet, is 'n stem is teen human trafficking. Human trafficking is 'n groot gedeelte van my hart ook. En wat ek bewusmaking in doen. En toe het hulle vir my gevra of ek dit was nou lockdown, so ek kan nie fisies gaan stap het nie, maar sal ek die Camino Tankwa virtueel stap. Maar hoor gaga. Okay? Nie atleet. Nie fiksheid. Die woord klink klaar vir my weer. Ja. Ek moet 257 kilos in 10 dae stap. Oh, nice. Okay, so dit werk uit tot tussen 26 en 31 kilos 'n dag. Waar? In Mooikloof, waar bly, ja, want ek kan nie aan 'n plek stap nie, want dis is nog in lockdown 4 en 3 en wat ook al. En ek sê dit is reg, ek sal. Ons is 'n paar vrouens oor die wêreld en ons doen bewusmaking vir human trafficking en ons begin stap. En nooit in my hele lewe het ek gedink dat hierdie lyfie en hierdie mens net die Here kan vertrou en 257 kilos in 10 dae kan stap nie. Ek was baie keer 6,5 tot 7 ure op die pad 'n dag. Dat my man met sy fiets verby my ry om net vir my, is ek nog okay, haal ek nog asem, het ek iets nodig, water, dan klim die kinders op die fiets en kom kyk hulle waar's ek in die tyd, waar trek, want ek is
7 ure op die pad. En Om dit te kan doen. En om daai dissipline te handhaaf wat jy dit aanhou doen, want dit is nie asof dit die scenery verander nie. Dit raak naderhand verskriklik vervelig. Ja. Maar daar het ek geleer wat dit is om saam met die Here te stap. Sure. En ek het verstaan hoekom Jesus saam met sy disippels so gestap het van dorp na dorp. Jy weet, hulle kon seker maar op donkies gery het en ek is seker daar was dalk 'n ander tipe vervoer, maar hy het gekies om met hulle te stap en daar het ek die waarde van stap en bid begin besef. Want ek het gestap en bid vir human trafficking victims en wat hulle deurgaan en elke keer as ek bid vir 'n sekere tema en ek besef wat hulle deurgaan, was die 33 kilos wat ek moes stap vandag niks nie. En daai November toe of die Desember toe kry ek COVID en ek het gegaan van in die beta-golf. So ek het voor die hospitaal op die teerpad gelê, niemand kon my help nie, alles was vol. Beddens was vol, ventilators was vol en ek het nie 'n gemaklike COVID gehad nie. Ek het dadelik in dubbel longontsteking COVID ingegaan en ek kon nie asemhaal nie. Het gevoel of ek deur so 'n klein strooitjie asemhaal. En dit was my so kosbaar want toe ek so ver is van 'n ventilator, toe draai ek om en toe sê die dokter vir my, as ek nie toe meer as 1000 kilos al gestap het nie, het ek het bes moontlik nie gemaak nie. Ja. So die Here het my in Februarie een oggend wakker gemaak om my longe sterk genoeg te kry om in Desember die beta-golf van COVID te oorleef. Ja. En nie op 'n ventilator te eindig en dalk nie dan huis toe te gaan nie. Ja. En dis waar Walk in Faith gebore is. En dit het besef die waarde van stap, maar nie net die waarde van stap vir 'n mooi lyfie of omdat jy in iets wil gaan hardloop of van of iets gaan deelneem nie. Die waarde van stap in die Here se teenwoordigheid. En ek het begin met Walk in Faith challenges en ek kan nie vir jou sê nie, ek doen dit vandag saam met Vanessa en Chantay van Volgoed Media. Ons 3 stap staan en ek doen die geestelike komponent waar ons elke dag vir iets bid. Ons is nou op dag 4 van die huidige uitdaging en hierdie maand bid ons oor wysheid. Julle as jy deur Spreuke begin stap, jy begin nie deur Spreuke lees nie. Jy stap deur Spreuke. Dan is dit iets anders en dis waarmee ons nou besig is en dan help ons vroue net met so 'n bietjie goeie keuses maak wat kossies betref en bietjie voeding want ek dink die Here gee vir ons wysheid die regte keuses te maak en ons wil sterk oud word en dan praat ons oor stap, wat is die waarde van stap en ek kan nie vir jou sê die getuienisse. Ons het so 3 uitdagings terug of 4 dalk het ons 'n vroutjie gehad, Nita, wat 2 van ons uitdagings al saam gestap het. Nita het nie 'n regterbeen nie. Hy's geamputeer by haar knie. En sy het 21 dae lank 5 km se dag op trikke gestap. Ja. Julle die getuienisse van hoe jy tyd uitkoop om saam met die Here op 'n journey te gaan. En elke dag daai pad slaan, nie omdat dit naderhand raak 3 kg vir jou te min. Jy weet waar jy gedink het jy kan dalk nie 500. Daar's soveel vrouens wat gesê het, weet jy wat, ek werk in 'n hospitaal en ek gaan stap in die parkeerarea my etenstyd. Want ek wil dit nie opgee nie, want dis my tyd saam met die Here. Begin hulle met 1 kilo, dan sê hulle maar, ek het nog nie genoeg met die Here gechat in 1 kilo nie. My volgende challenge wil ek 3 doen. Kom jy by 3, dan kom jy agter, kyk 3 is ook te kort. Ja. En dan as jy weer sien, kan jy 5 kilo se dag stap. Omdat jy gewoond geraak het om met die Here te journey en tyd te spandeer. Dis net, daar's net iets anders aan net bid of net stap. Maar daar's 'n baie besondere salwing om te bid en te stap terwyl jy dit doen. Ja. Fenomenaal. Sure. Wat's volgende vir Zanti? Weet jy wat ek dink? Ek dink vir die oomblik is dit om my bid en stap nog verder uit te brei. Ons is regtig so geseën dat vrouens van reg oor die wêreld stap. Ons het nou vrouens van Australië wat saam stap, Switserland, Frankryk, Engeland. Dit is net so mooi en dit raak naderhand hulle gemeenskap. En wat voor my lê is my beste jare. Ek is mal oor die lewe. Ek is mal oor die Here, ek is mal oor die lewe, ek is mal oor my man, ek is mal oor my kinders, ek is mal oor my kleinkinders. Elke dag staan ek op en ek sê Here, dankie vir nog 'n kans. En so ek weet dat iemand sê nou die dag, wat sal jy vir jou 10 jaar jonger
weergawe sê. Weet jy wat, ek gaan absoluut niks vir haar sê nie, want dit is totaal en al irrelevant. Maar ek kan baie leer by haar. So ek gaan leer by my 40-jarige self en my 30-jarige self en my 20, maar dit help niks dat ek vir hulle raad gee nie. They've lived it. Maar ek het baie keer, en as jy my vra wat lê voor my, ek het baie keer gesprekke met my 60-jarige self. Sure. En wie is sy? Wie wil sy wees? Hoe moet haar verhouding met die Here lyk? Hoe wil ek verder verdiep in my verhouding met die Here? Hoe moet my huwelik lyk? Hoe moet my verhouding met my kinders lyk? Want jy sien wat ek vandag doen, het 'n impak op myself 10 jaar van nou af. En dis hoekom, baie mense sê my, Zanti, hoekom, jy oefen. Ek oefen regtig nie om 'n mooi lyfie te hê nie. Ek sê mos nou vir jou, ek's lankal oor myself. Maar ek oefen sodat ek 'n sterk 60-jarige kan wees, sodat ek 'n sterk 70-jarige kan wees, sodat ek my spiermassa kan bou, sodat ek die beste weergawe vir myself kan wees, vir my kinders, my kleinkinders en met die Here se genade my agterkleinkinders, want ek wil regtig met my hele hart 120 jaar oud word. Wow. En 'n gesonde 120 jaar, want ek glo die Here het dit vir ons en ons werk is net te veel. Ja. Die werk in die koninkryk is net te veel. Ja, daar's nie tyd. Al word ek ewen so oud, is dit te min tyd. Maar ja, so dis wat voor lê. Dankie Zanti, jy was regtig vandag vir my 'n inspirasie en ek glo vir ons kykers en luisteraars ook. En dankie dat jy jou hart kom deel het en hierdie ding van kyk wat is volgende van weet jou 60-jarige of jou volgende mylpaal, want ek dink ons leef te veel in die verlede. Absoluut. En ons vergeet. En ons vergeet daar's 'n toekoms. Absoluut. En die Here wil hê ons moet aan dit werk. Hy wil. Wow, ek is dankie. Ek waardeer dat jy gekom gesels het en dat jy so opreg is en eerlik was. Dankie vir dit. Ag, dis 'n groot plesier, dit was 'n voorreg. En ek bid dat die Here jou sal seën met hierdie walk in faith en dat dit net van krag tot krag sal gaan en sal uitbrei. Jou tentpenne net al hoe verder sal gaan. Ek vat elke woord. So baie dankie. Dankie Jannie. So julle, as julle meer wil weet van Walk in Faith, kontak ons gerus. Ons sal vir julle al die inligting gee dat julle betrokke raak. En as jy voel jy's 'n vrou en jy weet nie wat is jou roeping nie, jy weet nie wat jou doel nie, jy weet nie wie jy is nie. Kom by Arend Vrouens uit, soos wat jy gehoor het van die vark, oor dat jy kan leer hoe om te blom. Yes. Moenie jouself isoleer nie. Dis die grootste fout wat jy kan maak. Tot 'n volgende keer. Totsiens. Totsiens.